So kom ek begin vanoggend. Ek wil vir jou die vraag vra. Imagine gou, gebruik dat hierdie gaan 'n bietjie stuk beeldingskrag vat. Nou imagine, jy maak hierdie jou WhatsApp oop en jy sien hier's 'n voice note van Jesus. Nee, wie het my geprank? Jy weet is nou dink jy by jouself, ek vra jy vraag, sal jy dit luister? Nee, ek sal verseker, ek sal dadelik druk en sê, wat is hierdie en as jy luister en jy hoor is regtig van Jesus af. Nee, dink net hoe ernstig jy sal dit opneem. Hoe dit jou hart sal raak, wat 'n gewig het nie vir jou sal dra nie. Nou, Jesus het 'n voice note vir jou gestuur. Ek wil jy moet gou na hom luister. Vader, die uur het gekom. Verheerlik u seun, sodat u seun u kan verheerlik. U het my die gesag gegee om vir hulle ewige lewe te bring. En dit is 'n ewige lewe, om u te ken, die enigste ware God, en om my te ken, die een wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde, deur die werk te voltooi wat u my gegee het om te doen. Nou Vader, verheerlik my in u teenwoordigheid, met die heerlikheid wat ek saam met u gehad het, nog voordat die wêreld begin het. Die kruis is nie die einde nie. Dit is die begin. So, okay, dis my stem. Dis Jesus se woorde. Dis 'n voice note wat hy jou gelos het en ek gaan nou konteks gee oor hoekom ek so sê, maar net voordat ek verder in dit inklim, het jy al gewonder wat was die donkerste oomblik van alle tye? As jy Google vra, dan het hy 'n klomp idees en hy sê 'n klomp goed. Een van dit wat opkom is die swart plaag van die 1300s, 1347 toe 30 miljoen mense in Europa gesterf het, 1/3 van die populasie. Ander gunsteling een is die Tweede Wêreldoorlog, waar omtrent 70 miljoen mense, die ergste oorlog in die geskiedenis van die mensdom, die Tweede Wêreldoorlog en al die vernietiging wat daarmee gepaard gaan. So hy het 'n klomp goeters wat Google vir jou sê, die oomblik toe daai asteroid nee, Frans werk nie lekker nie, asteroid die aarde getref het, en daar ook klomp lewende goed gesterf het, en daar's klomp idees van wat was die donkerste uur in die geskiedenis van die aarde, of die geskiedenis van alle tye. En die regte donkerste uur is hierdie uur waarna Jesus hier verwys, as hy sê, die uur het gekom. Die uur het gekom, as jy Johannes gaan lees, reg aan die begin van Johannes, waar Jesus op hierdie troue is, en die wyn raak op, en sy ma sê, kom seun, kom help hierso, dan sê hy vir haar eintlik die volgende woorde eers, hy sê, kom pla jy my uur het nog nie kom nie. En 'n paar keer in sy lewe sê hy dit oor en oor weer, en sê hy, die uur het nog nie gekom nie, maar dan is daar hierdie oomblik, en hierdie is in Johannes 17, waar hy hierdie gebed bid, en hy sê, Vader, die uur het gekom, en dis die donkerste uur, want dis die tyd waarna dit verwys, waar God wat alles geskep het, alles gemaak het, God, die skepper, mens word, en dan 'n wrede dood sterf. So hierdie speel af oomblikke voordat Jesus gearresteer word. Net ure voor sy arrestasie is hulle in die boefretrek, en in die vorige hoofstukke lees jy oor hoe dat Jesus besig was om hulle leringe te gee, en nog 'n paar laaste instruksies vir hulle te gee, en hulle het nagmaal saam gehad, en hulle is nog in die bokkamer, en dan is daar 'n gebed wat gebeur. Dis die gebed van Johannes 17. En in die gebed is daar 3 goed waarna Jesus verwys, 3 goed wat ons wil net oor hierdie volgende 3 weke uitlig, en 'n bietjie by stil staan om ons harte voor te berei vir Paasfees. Want dis waarmee ons besig is, en dis hierdie reeks vir vanoggend, is ons noem dit voice note, dis soos 'n voice note wat Jesus vir jou en my gelos het om te hoor. Dit was sy intensie, hy wou gehad het ons moet hierdie gebed hoor. Ons 3 dinge wat hy uitlig. Eerste is hy bid vir homself, en die hooftema daar is die openbaring van sy heerlikheid, en dan bid hy vir sy disippels. En die hooftema waarvoor hy bid is hulle beskerming, en uiteindelik bid hy vir jou en my. Die
toekomstige kerk. Ek en jy is ingesluit in daai gebed. Sy besig om te bid en die hooftema daar is verhouding en ons sal die laaste week ons by dit staan, maar vandag wil ons in die eerste deel inklim, waar Jesus bid, Vader, verheerlik my. So, welkom saam met lees op die skerm, dis vers 1, hy sê, dit het Jesus gespreek, en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, hier het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. Hy bid vir homself eers in daai omstandighede, maar kry nou daai prentjie, dis in die boventrek, en die disippels is net daar. Dis net daar, hulle kan hom hoor. Dis nie aan een kant waar hy een kant getrek het en in die hemels ingaan het vir die disippels gesê, wag julle net hier nie, en hy heeltemal in privaatheid gaan bid nie. Sy disippels is daar en hulle kan dit hoor en hy wil hê hulle moet dit hoor. Soveel so dat Johannes dit neerskryf en dit in die evangelie van Johannes staan, want Jesus wou hê dat jy dit ook moet hoor. Dis sy weergawe van 'n voice note vir jou. Is nie net 'n stukkie in die Bybel geskryf, hy wil hê jy moet sy stem hoor, hy wil hê jy moet sy gebed en sy passie hoor, hy wil hê jy moet hoor die woorde wat hy spreek. Dis hierdie amazing oomblik van God wat eintlik met God praat, Jesus, God, hy's God self wat met God die Vader praat, is hierdie gesprek tussen God en God. En jy word daarbey ingetrek en jy staan nie daar in verbasing van hierdie gesprek wat besig is om af te speel en te gebeur, en dan sy woorde is, Vader, verheerlik my, as jy mens dit oor bid, jy staan aan 'n kringetjie en jy bid saam, en hier's ou wat sê, Here, verheerlik my. Give me glory. Jy weet, as jy dink, hierdie ou is verwaand, wat bid hy nou voor? Maar Jesus gee dadelik konteks vir daai gebed, en hy oor wat hy bedoel as hy sê, Vader, verheerlik my, want hy kwalifiseer dit, hy sê, sodat u daardeur verheerlik kan word. Dit was altyd sy hart, hy het sy Vader sy heerlikheid gesoek, sy hele lewe, alles wat hy gedoen het, elke wonderwerk wat hy gedoen het, wou hy nie doen sonder dat dit die Vader sal verheerlik. Dan waar hy laas uit die graf uitroep, doen hy dit sodat hulle kan weet dat sy Vader verheerlik kan word en dat sy Vader hom gestuur het. Alles was met 'n purpose, alles hier. Dis hoekom Paulus daaroor skryf, hy sê alles wat ons doen, eet, drink, slaap, maak nie saak nie. Doen dit tot die verheerliking van die Here. Hoekom? Want dan stap ons in die voetstap van Jesus. Dis wat hy gedoen het, dit was sy hart gewees om Vader te verheerlik. Dit was sy hart gewees om te doen wat op sy Vader se hart is. Vir die mens, jy weet, is heerlikheid en glorie, het te doen met sukses en erkenning. Wanneer ek sukses en erkenning het, dan het ek glory, jy weet, en dan glorified. Maar vir Jesus was dit eenvoudig, dit was die vervulling Vader se hart. En in hierdie geval, Vader se hart was die kruis. So wanneer hy bid, Vader verheerlik my, bid hy oor die kruis, bid hy oor daai oomblik waar die kruis opgetel word en hy opgehef word. Want alhoewel dit is die donkerste uur waar God sterf, waar die Here sterf vir jou en vir my, is dit ook die mooiste uur, die grootste deurbraak, die grootste oomblik van verheerliking, wanneer hy opgehef word, sodat deur daai daad van absolute liefde, die mensdom, die kroon van die skepping versoen kan wees met God. Mag van sonde kom breek in een oomblik. Dis 'n verheerlikingsoomblik, maar dis waaroor Jesus bid, Vader, verheerlik my, sodat deur dit U ook verheerlik kan word. Dis die enigste ware soeke na heerlikheid wat vir jou vervulling sal gee. Vers 2 sê hy, soos U hom mag gee oor alle vlees, sodat hy aan almal wat U hom gegee het, ewige lewe kan hê. Hy sê, verheerlik my, sodat U verheerlik kan word, want al hierdie mag wat U vir my gegee het, deur dit kan ek vir hulle wat U ook vir my gegee het, die ewige lewe moontlik maak. Ons dink altyd daaraan, en is reg, ons dink daaraan dat Jesus is Vader se geskenk vir ons
as mensdom, nee, dis Johannes 3 vers 16 gee vir jou daai beeld. Jesus is God se geskenk aan ons. Dis wat ons so Kersfees ook vir mekaar sê. Grootste geskenk van alle tye is Jesus. En dis waar. Maar Jesus kom hier en hy krap op dinge deur mekaar as hy sê, jy is Vader se geskenk aan Jesus. Hy draai dit om, hy sê, jy, hulle wie u aan my gee. Hoekom? Want jou grootste roeping, die rede hoekom jy geskep is om Jesus te verheerlik. Dis hoekom jy gemaak is. Daar's 'n Engelse lied wat ons sing is gebaseer op 'n skrif wat sê, you have created all things created and for thy pleasure they are created. Nee, ons is geskep, gemaak, God se heerlikheid en sy vreugde, om aan hom vreugde te bring, dis wie jy is, en wanneer jy dit doen, wanneer jy doen waarvoor jy gemaak is jy in jou absolute happy place. Kyk, dit werk so met enigiets, nee. As jy enigiets gebruik waarvoor dit nie gemaak is dit in die absolute teenoorgestelde plek, sy unhappy place. Van die iPhone as 'n voorbeeld, nee. Mens kan hom gebruik vir klomp goeders. Klomp goeders, as jy daar in die coffee shop sit, het jy al gevoel irriterend is, as jy gaan sit by die coffee shop en die tafeltjie maak so, en die koffie val uit en dit voel die hele tyd, weet jy hoe lekker werk as jy die iPhone net daar onder die wat snaam indruk, een poot indruk, en as jy hom op vibrate sit, dan kry jy nou nog so 'n massering ook terselfdertyd terwyl jy daar sit. Of as jy parkie toe gaan met die kinders, net alles gepak, die piknikmandjies gepak, die koeldrankie, chips, alles lekker is in, die bal is in, maar jou oudste het gevra, asseblief kan ons hierdie keer frisbee speel, nie het wraggies die frisbee by die huis gespeel, vergeet, is die emergency frisbee. Weet. Of 'n selfverdedigings wapen. En as jy ou gooi en jy kan hom net hier tref soos Dawid. Dan vir jy sê die iPhone is nie happy wanneer jy hom vir daai goed gebruik nie. Okay? Of as jy hom as 'n hamer gebruik om 'n spyker in te slaan, dis of as jy 'n Lamborghini vat daar in Namibië en jy gaan ry die duine. Okay, hy's nie in sy happy place nie. Lamborghini is in sy happy place in Duitsland op die autobaan. Okay? Sy hoogste rad, vol refs, en jy worry nie oor die polisie. Dis sy happy place, hoekom? Want dis waarvoor ingenieur, die een wat hom uitgedink en gedroom het, om voor gemaak het. Vader het jou gemaak om Jesus te verheerlik. En wanneer jy daar operate en functioneer, dis jou happy place. Dis jou plek waar jy die grootste vreugde, vervulling beleef. Vers 3 sê die volgende, hy sê, hy het in vers 2 gepraat oor die ewige lewe, en dan sê hy in vers 3, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Die ewige lewe is nie die lang lewe, waar al geen tyd en ruimte is. Dit sluit dalk daai elemente in, dit het nie net te doen met wanneer ek eendag in die hemel kom en ek loop op die goue straat en die blommetjies is mooi, weet en die engele staan en sing vir my en gee my roomys of wat ook al my prentjie is van die hemel nie. Dis nie die ewige lewe nie. Die ewige lewe is nou. Dis nou die oomblik wat jou hart vir Jesus gee, dan ontvang jy dadelik die ewige lewe. En partymal verstaan ons dit nie, partymal maar dit, hoekom gaan dit dan nog dood? Jesus gee konteks hier aan wat is die ewige lewe? Die ewige lewe is dat hulle u ken. En my, wat u gestuur het, dat daar verhouding is, dis ewige lewe, dis hierdie verhouding tussen jou en God, hierdie moontlikheid om in verhouding met die Here te kan staan. En dis waarvoor jy gemaak is, dis waarvoor jy ewigheid hier gaan maak, dis die purpose van jou bestaan is om in hierdie verhouding te wees, en dis wanneer jy in daai plek is, jy in jou sweet spot, jy's in jou happy place. En jy kan vir altyd daar wees en leef, en dit sal goed wees. Ek weet, ander ouens voel partymal 'n bietjie anders. Weet, is my happy place is wanneer ek op die golfbaan
staan en ek kan vir ewigheid daar. Nie myne nie. Ek wil net sê ek kan glad nie golf speel nie, is frustrasie, nie my happy place nie, maar vir ander ouens is dit presies waar hulle moet wees. Of so voel hulle nie. Wils, miskien is dit daar in die spa, nee, ek kan vir ewig daar wees. Weet, imagine, vir ewigheid. Genaals, skone, so gaan dit aan vir ewig. So, sounds good. Of dalk is dit net wanneer jy in die bed klim langs jy man en vrou, daar net daai oomblik net voor jy aan die slaap raak, dalk is dit jou happy place. Of by die see, of in die bos as jy net so in die Bosveld TV instaar, nee, die vuur. En dis okay, ons mag ook daai happy place hê, maar dis tweede plek. Dis tweede plek. Sien die wêreld soek vervulling in daai goed, in besittings. Prestasie, ek's nou die baas. In nog 'n maatskappy, in mense, sekere mense. As ek my vervulling daarin kan kry. En jy gaan nooit kan nie. Dis die probleem, jy streef iets na wat nie moontlik is nie. Jou happy place, jou plek van vervulling, 'n lewe wat regtig betekenisvol is. Verstaan hierdie wat waar Jesus sê, dat ons vervulling in ons lewe, ons ewige lewe, vind ons in hierdie verhouding met God. In hierdie plek van gesprek met die Here, in hierdie plek van die beleef van sy liefde. En wat het hierdie te doen met Paasfees? Wel, as dit nie vir Jesus was wat aan 'n kruis gaan hang het, sal ons nooit na ons happy place toe. Dis die sad deel van al die mense van die Ou Testament. As iemand anders moes gaan om net te betaal, net boete te doen en ook net tydelik vir hulle sondes en dit wat verwydering gebring het. Hulle kon nooit na 'n happy place toe gaan. Iemand anders moes dit namens hulle doen. Hier's ek en jy en ons het vrye toegang. Die plek waar vrede is. Waar ek instap en ek weet hier hoort ek. Voor is ek. My vraag vir jou is wat is jou happy place? Wat is jou happy place? En miskien het jy iets spesifiek in jou gedagtes of in jou hart wat jy sien as daai plek en dalk is dit goed, nê, die Bosveld of wat ook al dit is, maar ek wil jou kom uitdaag van wil jy nie dit skuif en die woorde happy place gebruik vir daai plek waar jy en Vader, Heilige Gees en Jesus net is. En net vrede beleef wat al die verstand te bowe gaan. Jy net in sy teenwoordigheid kan wees en partymal daai gesprek kan hoor tussen Vader en Seun en hoe dit jou asem wegslaan dat daai gesprek gaan met jou. Nie omdat hy kwaad is vir jou of jou wil straf of jou wil jy weet uitsorteer nie, maar omdat hy so lief is vir jou. Dat hy hierdie realiteit laat gebeur. Dis Paasfees. Dis Paasfees en dis wat ek vir jou wil vra is, luister, wil jy nie oploop tot Paasfees net meer en meer die tyd uitkoop om na jou happy place te gaan. Ek het nog nooit gesien was ek vir my gesê het oor die spa behandeling of jy gaan vir hierdie treatment, sy sê ag alweer. Weet. Ag, iemand moet dit seker doen. Nee, julle ouens wat van die bos hou. Ag, as jou vrou vir jou sê gaan speel net 'n bietjie golf. Nee, weet. Nie golf nie. Jy kan nie wag om na daai plek toe te gaan nie. Wat dit ook al vir jou is, okay? Elke ou is iets anderste. Wat dit ook al vir jou is, dis nie dat jy jy sleep jou voete na die viswater toe. Jy kan nie wag nie. Jy weet as jy weet dit gaan gebeur, dan pak jy jou goedjies en jy's so opgewonde en jy drink 'n koeldrank en jy kan nie wag nie. In die aand kan jy amper nie slaap nie want môre gaan ek visvang. Dit wees dat in hierdie tyd tot en met Paasfees dat ek kan wag dat lunchtyd aanbreek. Net na my happy place toe gaan. Ek gaan na die boardroom toe of ek gaan in die toilet sit met my Bybel oop of ek gaan in my kar klim en ek gaan net worship musiek aansit en ek sit 10 minute hier in my happy place. Plek van verwondering van Jesus.
Ek het my oë toemaak en ek sien hoe hy sê Vader verheerlik my en ek weet wat dit beteken die kruis. Maar ek weet ek's ingesluit by daai storie, dis 'n storie van oorwinning. Dis die donkerste uur, maar die Here kom swaai dit om in die mooiste, die helderste uur van die geskiedenis. Ek weet as hy dit gedoen het, kan hy dit my seer, my struggle, my goed doen. Here is my happy place. Nie meer en meer na jou happy place toe gaan, net soos wat ons in oploop is na Paasfees toe nie. Band kan my join. Een laaste ding wat ek wil sê oor dit is, weet jou happy place is daai plek wat jy trek en jy vertel almal. Vertel almal, nee, is 'n hole in one geslaan. Nee, dit is 'n jy sê maar vir die ou, wel nee, of wils as jy die naals, die wat sê die Paddy en die Manny nie. Daai nee, sam weet. Geloof geraak het, happy place. Julle kan ons nie anders as om ons happy place. Joy, this joy that I have. Maar dis ding nou begin vanoggend met ou songs en daai ding staan my hart op. This joy that I have. The world didn't give it to me. My happy place is kom ons sê hy verhouding met die Here. The world didn't give it and the world cannot take it away. Maak nie saak wat gebeur nie. En hoe kan ek nie anders as om ander ouens vertel van dit te deel nie. Mooi iemand Paasfees. Sodat ons happy place kan deel. Sodat ons mooiste storie, ons mooiste grootste oortuiging van ons geloof en hoekom ons hier is kan deel. Miskien met hulle wat dit nog nie lekker begryp nie of nog nie gehoor het nie of nog nie in hulle harte kom slê. Ons is hierdie jaar baie intentioneel om dit net nog 'n Paasfees te maak. Om ons gedagtes net weer te vat. Jesus, daar was 'n verheerlikingsoomblik waar ek ingesluit is. Is verander. Staan stil en dit verander my soos wat ek dit doen, soos ek dit behold, dit aanskou, soos wat ek die heerlikheid aanskou. Verander dit my, changing me, transforming me from glory to glory.